Julle kan die Bybels oopmaak by Matteus 10. Ons gaan net 4 versies lees van Matteus 10, net die eerste 4 en die helfte van die hele gedeelte is 'n klomp name. Eintlik 12. Nou ek dink as die 12 manne CV's moes ingedien het, sou die helfte van hulle waarskynlik nie ons kortlys gehaal het nie. Iewers sal ons moet gesels oor die 12 wat die Here kies en die persoonlikhede van die 12 wat hy kies, want elkeen het sy eie lewe gehad, sy eie persoonlikheid gehad, sy eie manier van doen gehad. Net soos wat ons hier sit, nou nie 12 nie, 200, 300, almal disippels van die Here wat name het, maar elkeen met 'n eie persoonlikheid en 'n eie roeping. Maar in Matteus 10, eintlik van 9 af, is daar 'n baie duidelike skuif in Jesus se aanbieding van lering na getuienis, van hoor na doen, van sit na stuur. En daar's 'n dringendheid by Jesus, want hy sê in Matteus 9:36, die oes is groot, maar die arbeiders is min. So Jesus besef, iets moet nou gebeur met dit wat ek leer, iets moet gebeur met dit wat mense hoor, want daar is baie wat moet inkom en deel word van hierdie geloofsfamilie. Jesus soek arbeiders vir die oes. En dan draai Jesus om en hy kyk vas teen hierdie 12 manne wat hy geroep het en hy sê, die oplossing is hier, dis julle. Julle is die antwoord op gebed. Julle is die antwoord op 'n groot oes en min arbeiders. Hier is 12 van julle. En wat nou moet gebeur is, daai 12 arbeiders, wel, as hulle nie hulle werk gedoen het, sou ons vanoggend waarskynlik nie gewees het nie. Dank die Here dat hy krom en skewe instrumente gebruik en deur hulle en deur ons die evangelie by mense kry. Maar daai arbeiders moet 2 goed weet. Hulle moet weet en verstaan hulle het 'n roeping, en die tweede ding wat hulle moet weet, waarop ek vanmôre wil stil staan is, hulle moet weet watter gesag word daar aan hulle gegee as disippels. So kom ons lees Matteus 10. Jesus het toe sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag gegee. Nou die hele preek het vasgehaak hierdie week by my by die woordjie gesag. Dis waar ek toe gestop het. Hy het vir hulle gesag gegee oor onrein geeste om hulle te kan uitdryf en om elke siekte en kwaal gesond te kan maak. En nou word die 12 net genoem. Die 12 apostels se name was eerstens Simon, wat bekend staan as Petrus, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus seun van Alfeus en Thaddeus, Simon Kananius en Judas Iskariot wat hom verraai het. Dis die skriflesing. Ek kan nie daaroor preek nie, maar is interessant, die 3 evangelies, 3 wat hulle lys hulle nie almal in dieselfde volgorde nie. Maar Petrus is gewoonlik bo, want Petrus is die rots, die belydenis waarop die kerk gebou word. En elkeen van daai disippels het in Jesus se disipelkring 'n ander posisie of 'n rol, na gelang ook van die tyd en plek waar hulle moet wees. Hy het sy 12 disippels nader geroep en aan hulle gesag gegee.
En ek wil vanmôre glo dat die Here aan jou en my wil verduidelik watter gesag jy het. Watse gesag het jy as 'n disipel van die Here Jesus? Wie's disipels van Jesus? Disipels van Jesus is mense wat die Here Jesus aangeneem het en in hom glo. So as jy vanmôre hier sit en jy kan sê ek het die Here Jesus aangeneem, ek is 'n kind van God, dan sê die woord van die Here, jy het die reg om 'n kind van God genoem te word. Jy is 'n kind van die Here. So as jy 'n kind van die Here is, dan is jy 'n disipel van die Here. Want jy word nie geroep om hier te kom sit nie, jy word geroep om uit te gaan. Dis wat Jesus leer. So die vraag is, watter reg of gesag of autoriteit gee Jesus vir jou as sy disipel? En om dit te verstaan, wat is my posisie in God se koninkryk as 'n disipel, moet ons vanoggend stil staan by 2 woorde, en dit is die verskil tussen krag en gesag. Nou die Nuwe Testament maak 'n verskil, 'n onderskeid tussen krag en gesag. Ek wil net vinnig vir julle wys. Die woord vir krag is dynamis, dis waar dynamo vandaan kom, né? Dis die Griekse woord, dynamis. Dit beteken 'n krag of 'n vermoë of 'n bekwaamheid of 'n energie. En die ander woord wat die Nuwe Testament gebruik is exousia, wat beteken gesag of autoriteit, of jy kry 'n reg, of jy kry toestemming om iets te gaan doen, om op te tree. Dis die 2 woorde wat gebruik word. Nou, miskien sit jy hier en dink, wel, dit is nou semantiek, né? Onbenullig, hare kloof. Tot jy 'n bietjie gaan sit en dink oor die verskil tussen krag en gesag. 'n Polisieman wat by 'n besige verkeerskruising staan, né? Is 'n goeie voorbeeld van hierdie onderskeid tussen krag en gesag. Wie het meer krag in daai prentjie? Die vragmotor. Hy kan maklik oor daai baan ry. Hy het meer krag as die polisieman. Maar die polisieman het die gesag oor die vragmotor. Wat laat die vragmotor stop? Of wat laat daai vragmotor beweeg? Gesag. Die vragmotor kan fisies oor daai ou ry, nê? Maar daai polisieman het die wettige reg en die gesag om daai vragmotor te stop. So die feit dat daai vragmotor stop, het niks met die krag van die polisieman te doen nie, maar als met sy gesag. Dis die verskil tussen krag en gesag. En nou sê Jesus in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag, die woord wat daar gebruik word is dynamis of dynamin, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So ek sal vir julle die krag gee. Maar nou roep hy die disippels, die 12, en hy sê, alright, julle sal die krag ontvang, maar ek gaan vir julle die exousia. Ek sal vir julle die gesag gee om te gaan doen wat julle moet doen. So wat gee Jesus? Hy gee die krag deur die Gees en die gesag, die autoriteit, die reg om te gaan optree. En belangrik hier, Jesus gee nie gesag ter wille van titels of status nie. Hy gee gesag vir sending. Hy gee die gesag aan die disippels om in sy naam uit te gaan, nie sodat die disippels nou belangrik kan wees nie, of goed kan lyk nie. Hy gee gesag sodat die oes kan inkom. Dis hoekom hy dit gee. So aan die begin van die sending, sit die disippels met die reg of die autoriteit om in Jesus se naam uit te gaan, en 2 die belofte van krag. 'n amptelike mandaat
julle het nou die reg, die gesag, die autoriteit, om in my naam uit te gaan. Nou, die autoriteit wat Jesus vir sy disippels gee, strek verder as net die autoriteit om in sy naam sendingwerk te gaan doen. Die Nuwe Testament praat op ander plekke van gesag wat Jesus vir jou gee as 'n disipel, oor 'n paar ander dinge ook, waaroor jy gesag het. Nou of jy dit weet of nie weet nie, as disipel van die Here het hy vir jou gesag gegee oor 'n paar goed. Ek kan nie 'n volledige lysie maak, ek maak net 3 goed. As kind van die Here, kom gee hy vir jou gesag, deur Jesus wat vir jou gesterf het oor sonde. Dit beteken, liewe disipel van die Here, sonde is nie meer jou baas nie. Jy het die gesag, die mandaat, die autoriteit, om te kan kies tussen reg en verkeerd. Want sonde is nie jou baas nie. En dan gaan Jesus verder in Matteus 18:18, dan gee hy vir die kerk die reg of die autoriteit om sonde aan te spreek in ander mense se lewens, gaan lees dit maar. So jy staan nie onder die gesag van sonde nie, jy staan onder die gesag van vryspraak in die Jesus. En hy gee vir jou daai reg, daai gesag om oor sonde te heers. Hy gee aan sy disippels gesag oor demoniese magte. Iewers gaan ons daaroor moet praat, want daar's party mense wat dink die duiwel bestaan nie, en daar is nie iets na hierdie lewe nie. Terwyl die Bybel sê, daar's demoniese magte rondom ons, wat wil verskeer en wat wil verslind en wat wil vernietig. Dis 'n werklikheid. So werklik soos wat daar engele is, so werklik is dit, dat daar bose engele is. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose in die lig, sê die Here Jesus. Maar die Here gee vir sy disippels gesag oor die bose. Dit lees ons in 10 vers 1. Hy sê, ek gee vir julle gesag oor die onrein geeste. So dit beteken, liewe kind van die Here, jy hoef nie te sit en bang te wees vir die duiwel nie. Die duiwel beheer nie jou lewe nie. Jesus doen. Hy het die mag oor jou lewe, hy het die gesag oor jou lewe. Die een wat 'n preek kan word op sy eie. Gesag om die naam van Jesus te gebruik. Johannes 14:13 sê, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Want hoekom? Daar's krag in die naam van Jesus. As die disippels Jesus se naam noem, in enige omstandigheid, dan word siekes gesond, en demone word uitgedryf, en dooies staan op, in die naam van Jesus. Daar's krag in die naam van Jesus. En Jesus gee vir sy kinders die reg, die voorreg, die autoriteit om sy naam te gebruik. Jy mag in Jesus se naam gaan bid. Jy mag in Jesus se naam vra. Dis 'n voorreg wat ek en jy het as 'n kind van die Here, omdat Jesus vir jou die voorreg gee om sy naam te gebruik. Nie almal het daai voorreg nie. Ek is deesdae geskok om te hoor hoe mense Jesus se naam misbruik. Hulle het nie die reg om ons koning Jesus se naam te gebruik as 'n stopwoord nie. Hulle het nie die reg nie. Jy het ook nie die reg nie. Jy het nie die reg om die Here se naam te misbruik nie. Jy het die reg gekry om sy naam te gebruik. En as ons in geselskappe is, vriende, waar die Here Jesus se naam misbruik word, het ons die reg en die verantwoordelikheid om dit aan te spreek. Want daar's krag in Jesus se naam. Dis nie 'n vloekwoord nie. Daar's ook dinge waartoe Jesus ons nie die autoriteit gee nie. Jy het nie die reg om Jesus se naam te gebruik om dinge te laat gebeur
om jou eie beeld of jou begeertes te bekragtig nie. Jy het die gesag om sy naam te gebruik om die evangelie te verkondig, maar jy het nie die gesag om vir die Here voor te skryf wat hy moet doen en wanneer hy moet doen en vir wie hy dit moet doen nie. Jy kan hom nie voorskryf nie. Jy kry nie gesag daarvoor nie. Jy kan vra dat sy wil sal geskied, maar gesag wat Jesus vir jou gee, beteken nie jy word nou die baas nie. Hy is die baas. Hy is die Here. Hy besluit vir wie gee hy wat. Jy kan vra in sy naam, maar hy besluit vir wie gee hy. Gesag beteken, ek tree namens die koning op en ek besef, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. So ons is nie die bron van gesag nie, ons is die draers daarvan. Belangrike ding in die gedeelte. En wanneer ons praat oor disippelskap verder. Nou moet julle vra, so wat? Want wat 'n verskil maak krag en gesag nou in my lewe as 'n disipel? Of was die hele preek net 'n semantiese haarkloof oor 2 woorde? Ek dink daar's 2 dinge wat ek daaroor net wil sê. Die eerste ding is, ek dink nie disippels van Jesus besef watter gesag ons van Jesus ontvang het nie. Ek dink nie jy besef watter gesag jy ontvang het nie. Ek dink nie jy besef watter autoriteit Jesus vir jou gee om in sy naam te gaan leef nie. En die tweede ding, ek dink nie ons besef wat se verantwoordelikheid ons het om met hierdie autoriteit in sy naam te gaan leef nie. En om die 2 goed by mekaar te bring, het ek 1 vraag waarmee ek die week worstel en wat ek nou gelukkig vir jou ook gee om oor te worstel. En die vraag is, leef jy met die gesag of die autoriteit wat Jesus vir jou gegee het? As jy vanmôre hier sit en jy kan insien dat die woord sê jy het gesag as 'n disipel van die Here om sy naam te gebruik, leef jy met daardie gesag? En die antwoord op hierdie vraag gaan nie net jou manier van lewe beïnvloed nie. Dit gaan dit ook beïnvloed. Maar dit gaan ook die krag van jou getuienis beïnvloed. As Jesus ons beklee met gesag om in sy naam te gaan leef en te gaan getuig, nê? Hoekom tree ons dan so dikwels op asof die wêreld die oorhand oor ons het? Kan ek dit weer vra? As Jesus ons beklee met gesag om in sy naam te leef en te getuig, hoekom tree ons dan so dikwels op asof die wêreld oor ons die beheer of die oorhand het? Ek bedoel, hoeveel kinders van die Here sit vanmôre hier wat as gevangenes leef van dinge wat glad nie hulle baas is of behoort te wees nie? Maar dit beheer hulle lewe. En jy kan jou eie voorbeelde gaan uitdink en vir die Here vra om jou oor hierdie ding te wys. Maar kom ek gee vir jou 4 voorbeelde. Net om jou aan die dink te kry. Hoekom beheer ander se opinies oor jou of ander se woorde oor jou gemoed of jou identiteit? As dit wat eintlik saak maak, nie dit wat mense van jou sê nie, maar dit wat God van jou sê. Wie se woorde het dan meer mag of gesag in jou lewe? Jesus se woorde of mense se woorde? Waar lê die gesag?
By Jesus of by mense? Hoeveel mense, kinders van die Here, word beheer deur skuld of skuldgevoel oor iets wat Jesus lankal al vergewe het? Dit terwyl Jesus sê, hy het die sonde en die dood oorwin. Sonde is nie meer jou baas nie. Sonde is nie meer in beheer van jou lewe nie. Maar gevangenis van skuldgevoel. Wie is dan in beheer van jou lewe? Hoekom leef kinders van die Here, sommige kinders van die Here, met 'n absolute vrees vir die duiwel? Bang vir wat die duiwel kan doen, bang vir wat die duiwel in my gesin of in my lewe kan kom steel, bang vir wat die duiwel kan bind in my lewe, noem dit op. Absolute vrees vir die duiwel. Dit terwyl Jesus die heerskappy het, en die woord sê, selfs die bose sidder onder sy naam. Hoekom is soveel kinders van die Here vasgevang in 'n greep van moedeloosheid en hooploosheid en vrees en paniek en bekommernis, as Jesus dan in beheer is van alles en van almal? En ek sê nie hierdie dinge bestaan nie, en ek sê nie hierdie dinge is nie, so die kinders sal sê legit nie, 'n werklikheid nie. Ek vra net, wie is jou baas? Wie het die finale sê in jou lewe? Onder wie se gesag leef jy? En as Jesus sy disippels uitstuur in Matteus 10, hoor ek vanoggend, moenie toelaat dat dinge wat nie die mag oor jou het nie, jou lewe beheer. Want daar is krag in die naam van Jesus. Roep die naam van Jesus. Neem sy naam op. Neem jou posisie onder Jesus op. Glo dit en jy sal anders leef en anders getuig. En dis met hierdie gesag onder die naam van Jesus dat hy sy disippels uitstuur. Nie ster tussen die bene, jammer ons is hier, ons moet vir alles verskoning vra. Ons moet bang wees vir die wêreld. Ons moet dit net maak tot die Here kom. Jy sê uitgelewer aan die wêreld nie. Jy het 'n koning, onder wie se gesag jy staan, en wat jou bekleed met gesag en mag en krag. En die Here Jesus het arbeiders nodig, wat dit verstaan. En arbeiders wat sal opstaan, en met die krag van die Gees, en die gesag van Jesus, die wêreld sal ingaan. Want die Here het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing, sê Timoteus. So ek sluit af. Die oes is groot, en die arbeiders is min. Jesus soek nie perfekte mense uit nie. Hy soek disippels wat weet onder wie se mag en in wie se krag hulle leef. En daarom stuur hy jou vandag. Nie in jou eie naam nie. Nie in jou eie krag nie.
maar in die naam van Jesus en met die krag van die Gees en die gesag van die koning. Gaan dan en gaan wees sy disipel. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir stilgebed en as deel van die stilgebed wil ek tyd vir refleksie gee waarin jy dink en bid en vra waar leef ek nog asof iets anders die basis terwyl Jesus die koning is. Ek gaan dit weer vra. Waar leef jy asof iets anders die basis terwyl Jesus die koning is? Gee geleentheid vir stilgebed.